En in die oggend wil ek graag hê elkeen van ons moet in ons harte soos kinders voel. Want as ons nie soos kinders gaan voel nie, gaan ons niks geniet nie. En ons moet ook weet, as ons nie soos kinders is nie, gaan ons iets misloop eendag. En dit is met liefde gesê. Julle almal het 'n toiletrol, nie? Ok, wanneer ons vandag met die diens gaan aangaan, wil ek hê julle moet dit sien as 'n beton. Soos wanneer ons in 'n wedloop hardloop, dis 'n beton wat julle in julle hand het. So dis iets wat ons aangee. En dan wil ek hê, ons gaan die kinders die geleentheid gee om dan nou die kollekte op te neem. So ek wil hê Yuri en Abigail, kom vir my sommer vorentoe. Julle ander kan sommer hier voor sit. Sit sommer hier so môre. So Yuri gaan omstap en hy gaan vir ons die kollekte opneem. Yuri, jy kan die mandjie omvat. Dankie julle in Sonskool. Onthou, ons is die stapsoldaatjies vir Jesus, want ons is, en as ons reissoldaatjies vir Jesus, 'n vliegsoldaatjie vir Jesus is, en 'n skietsoldaatjie vir Jesus is, ons doen dit nog alles tot eer van die Here. Maar ons is dit nie, ons is 'n soldaat vir Jesus. Okay, nou gaan ons vir Abigail vra, dat sy vir ons 'n gebedjie doen. Dankie Jesus dat jy die gat wat jy in gegee het en die mense en ons en die mense dat jy raak tot amen. Amen. Pragtig. Right, dit is weer. Nou voordat ons gaan begin, ek wil hê dat al die kinders weer hier so kom staan en dan gaan ons 'n liedjie sing van die onbeskaamd wat sê ons is 'n nuwe generasie. Maar ek wil hê julle moet dit saam met hulle sing. As Jesus
Ek wil net graag 'n getuie met almal van julle deel. Pastoor Norman het begin met die sonnaarskool en hy het iets agtergelaat wat een van die sonnaarskoolkinders, ek kan niemand uitsonder nie, het besluit elke oggend wil sy die dag begin met om haar kersie aan te steek, want sy wil bid vir Jesus. Sy wil hê Jesus moet die lig wees in haar dag. En so het ons toe nou by 'n kersie uitgekom, dat maak nie saak wat nie. Hierdie put wil nie brand nie. Ons het hom dieper gemaak, ons het alles gedoen, ons kon hom nie dieper maak nie. En toe, hy het eindelik lig. Toe begin die kind te bid, sy sê, ek gaan dit nou in Afrikaans sê, sy sê, Jesus, vergewe ons, dat ons baie keer uit ons eie kragte ons lig wil laat skyn. Die volgende dag draai ons weer neer, sê sy ouma, ons het 'n nuwe kersie nodig. Sy gaan haal 'n nuwe kers. Hy brand onmiddellik. Die gebed was volgende. Dankie Jesus, dat ons weer 'n kans kry en dat ons van vooraf kan begin. Amen. So pastoor, niks gaan sommer net deur enige oor hierso nie en ek wil regtig sê baie dankie daarvoor. Nou vandag gaan ons met die woord begin, maar kom voordat ons begin, kom ons maak net ons oor doen. Dankie Aba Vader vir die wonderlike voorreg wat ons het. Om te weet ons het u woord en dat u woord is soos 'n lamp vir ons voet, o Heer, en ons het dit nodig in hierdie dag en elke dag. En dat u vir ons ook sal lei in die woord wat uitgaan en dat dit die hoorders nie net se ore sal bereik nie, Vader, maar dit in die gedagtes sal dwel en dat dit in die harte sal lewendig word sodat dit 'n leefwyse sal word. En ek eer u daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. As ons luister na die liedjie van die generasie, het ons 'n baton. Ek wil graag hê ons moet hierdie baton in ons hand hou vandag. En ons moet weet, hierdie generasie wat 'n nuwe generasie is, eendag, lang gelede, was julle ook die nuwe generasie, wat vir julle ouers ook grys hare gegee en gewonder het, wat sal ooit van hierdie kinders word? Ja. So as ons kyk na hierdie generasie, moet ons weet in ons harte, ons was ook eens daar. En dat ons nie neerkyk op die generasie van hierdie dag nie, want ons is werklik waar, die generasie van vandag is die toekoms van môre. Maar as ons hierdie baton in ons hand het, is ons besig om hierdie baton, ons kan nie net 'n wedloop van maak, ons moet voorberei. En wat in hierdie baton geplaas word, is wat in ons kinders oorgegee word, vir die volgende generasie, na die volgende generasie, na die volgende generasie. Ek bevra die pastoor Barend en Johnny, Nita en Dylan, kom gou hier voor. Pastoor Barend, Nita en Dylan. Ja. Pastoor Barend, wat hierso. Nou wil ek hê pastoor moet nou die baton oorgee aan Nita. Nita is pastoor Barend se generasie wat aangegee word. So gee die baton oor aan Nita. En Nita, jy gee nou die baton oor aan Dylan. So dit is 'n generasie wat bloedverwant is. En vandag wil ek hê, dankie,
vandag julle kan maar gaan sit, vandag wil ek hê, ons moet besef, dat hierdie kerk is baie familie, wat in hierdie kerk is. En ek wil vandag, uit my hart uit sê, julle is bevoorreg. Julle dien die Here op dieselfde manier. Julle dien die Here, nie om te sê, o, my kerk is beter as julle kerk, of my kerk doen dit, of my kerk doen dit. So julle moet dit as 'n voorreg sien, om te weet dat julle as 'n familie, 'n nuwe generasie kan opbou van een generasie na die volgende generasie. Want ek weet, en ek is self in daai situasie, waar ons nie dieselfde kerk aanbid nie, hoewel dit een God is, maar daar word neergekyk. So ek wil vir julle sê, wees bevoorreg dat julle as 'n familie op dieselfde plek God kan aanbid en kan groot. Nou wil ek graag hê, ons wil uit Spreuke 3 begin te lees. Sy gaan lees en dan kan ons 'n bietjie praat, maar ek wil die hele tyd hê julle moet die beton in julle gedagtes hê. Want dit is wat ons in die generasie, dis hierdie kinders plaas, en dis nie die kinders wat dit in hulle self kan plaas nie, maar elke ouer is verantwoordelik daarvoor. Spreuke 3 vers 1. My seun, vergeet onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Amen. Hierso praat hulle nie net van die seun nie, hulle praat van elkeen van julle. En hulle sê, wat as ons die gebooie van die Here nie vergeet nie? Dis die 10 gebooie wat ons almal ken. Dit is net die antwoord om ons harte gereed te kry en te weet dat God is op grond van standaarde, as mense dit so kan sê. En dat hy sê, want dit sal lengte van dae wees, van lewe, vrede vir julle vermeerder. Lewe en vrede sal dit vermeerder, en dit is die 10 gebooie. En as ons nou na die beton kyk, wie het vir jou kinders die 10 gebooie geleer? Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. So laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Die liefde vir wat? Die liefde vir die woord van die Here. En trou, om daar te wees en te weet, ek is in 'n verbintenis met die woord wat deur God geïnspireer is. Bind dit om jou hals. Dis jou hals. Bind dit hierso. Die woord van die Here moet om ons nekke gebind word en skryf dit op die tafel van ons hart. As ons kinders leer om dit wat God van ons verwag op ons tafel van ons hart gaan skryf, is ons besig om die regte voorbeeld te wees, die regte oefeninge vir ons kinders te gee vir hulle wedloop vir die dag van môre. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en mense hê. Van God en mense. So as ons vir die Here sê, Here, hier is ek. Help my as ouer, help my as ouma, help my as onderwyser, help my as kind. Om werklik waar te weet, dit wat ek leer uit die woord uit, gaan ek hier op my tafel van my hart begin te skryf, gaan die regte goed vir die nuwe generasie, wat ons eens was, oorgedra word. En as jou ouers dit nie aan julle, vir julle gedoen het nie, wil ek vir julle sê, vergewe hulle, julle het 'n kans. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gewete. Nou hierso wil ek vir julle sê in vers 8 staan daar, dit sal genesing wees vir jou liggaam
en verkoking vir jou gebeente. Dit beteken, ons moet selfondersoek gaan instel. Ons moet werklik gaan sê, Here, wat is fout in my liggaam? Here, ek weet, dit en dit en dit is fout. Maar waar kom dit vandaan? Omdat ons het op 'n stadium in ons lewe nie God vertrou nie. Ons het op 'n stadium in ons lewe in ons eie insigte begin te glo. Ons het die beton gevat en ons het besluit, ek gaan maak soos wat ek wil. Ek gaan nie maak om God te vrees nie. En ek sê dit met baie, baie liefde en respek. Want elkeen van ons het iewers gesê, maak soos wat ek sê en moenie maak soos wat ek maak nie. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou pakskype oorloop van mos. Wat sit ons in die beton vir ons kind? Wat sit ons in die beton vir ons kind? Leer ons kinders kry 'n werk wat baie geld gee, want dit gaan kos op jou tafel sit. Leer ons kinders om dalk te cheat. Leer ons kinders om te begeer. Wat leer ons kinders? Of leer ons kinders, vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste. Weet die kinders hoekom ons kollekte ingooi? Weet die kinders hoekom jy jou tiende gee? Weet ons hoekom ons tiende gee? En die rede daarvoor is, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. En nou wil ek vir julle sê, ons het, as ons 'n budget gaan opstel, as ons eintlik veronderstel om 1, 2, 3 kolomme te hê. 'n derde daarvan is vir een deel, 'n derde daarvan die ander deel en 'n derde van die ander deel. Maar daar is ongelukkig van ons wat nie ons finansies reg bestuur nie. Ons gebruik te veel vir, en ek gaan woorde sê en ek gaan weet dit tel op tone, maar dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor dit wat ons doen. Sit ons in hierdie beton vir die kind om mee aan te gaan. Leer ons kind, ons moet internet hê. Leer ons kind, ons moet so 'n bietjie genot ook in die lewe hê. Leer ons kind, ons kan so 'n bietjie voor die TV gaan sit waar ons dalk eer, dis my relaxing time. Wat leer ons kinders? Om met daardie gedeelte te doen wat die Here aan ons toevertrou het. Ons het 'n werk, ons het gesondheid, ons het 'n huis, ons het 'n voertuig en ons het baie ander meer wat ons dalk nie nou kan doen. Maar spandeer ons dalk daai fondse, daai inkomste wat ons het op die verkeerde goederes wat dalk brood uit jou yskas uitvat. Wat dalk nie vir jou kinders kan versorg, omdat ons, as jy 'n kind het, is jy geseënd. En as jy nie 'n kind het nie, is jy ook geseënd, want jy is die moeder en vader van vele ander wat na jou opkyk. My seun, verag nie dig van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou wese weg nie, want die Here digtig hom wat hy liefhet. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag. Hier kom ons is baie skuldig. Ons sê, ag nee wat, en ek sê dit oor die algemeen, nie? Nee wat, Jesus, die Here moet iets teen my hê, want hoekom kry ek so swaar? Die Here moet iets teen my hê, want dit voel vir my of ek kry net pakslaag. Wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Dan raak ons soos Job se vriende, wat sê, Job, wat het jy gesondig? Maar weet julle wat, as ons getuig word, moet ons dankbaar wees, want die Here is besig om ons te help om, hulle sê, pressure prevents panic. En pressure helps us to sharpen our good character. Dan wil ek sê, dan is ons nou ongelukkig in daai situasie dat die kinders mag nie weer pakslaag kry nie. Maar nou het ons 'n wapen wat deur 2 baie sterk deure
bewaar word. En dit is ons tong. Hy word bewaar deur die tande en die lippe vir die wat nog tande het. Nee. Hy word deur 2 goed bewaar. Maar hoe digtig ons kinders? Daai tong, sê die woord, is so skerp soos 'n 2-snydende swaard. Ja. Dit gaan deur murg en been. En as ons die regte woord, die regte tig gee, dan gaan dit die kind bou. Wat sit ons in ons beton? Kraak ons kinders af? Verneder ons kinders? Want dit wat ons in hierdie beton gee vir hulle, is waarmee hulle aangaan. En dan sê ons, my ouers, dit, of my ouers, dat. Ons moet weet, as ons die geleentheid het, om 'n ouer te wees, het ons die voorreg om dit ook te verander. Maar nie om ons ouers te oordeel nie, maar om in lyn met Jesus Christus en sy wil te wees vir die volgende persoon wat hierdie beton moet oorneem. En ja, wees bly as jou kinders dit beter doen. Wees bly as jou kinders dit anders te doen. Want iets het by hulle van die wet van God vasgestel en dis om eer jou vader en jou moeder. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kosteliker as korale en al jou kleinhore kan dalk nie meer vergelyk word nie. In sy regterhand is lengte van daar, in sy linkerhand rykdom en eer. Sy weë is lieflike weë en al sy paaie is vrede. En dit is een ding, dis wysheid. Ja. Wysheid wat ons nie in 'n boek gaan kry nie, wysheid wat ons gaan kry uit die woord van God, wysheid wat ons gaan kry met tyd met die Here, en wysheid wat ons kan weet, hulle sê, is in die regterhand is lengte van daar, en in die linkerhand rykdom en eer. Sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede. Nou in die Engels wil ek nou vir julle baie interessant sê, is dit, word wysheid vroulik, is wysheid vroulik. So vir die wat wil weet, wysheid is 'n vroulike aksie, volgens die Engels, so mans, soos pastoor nou die dag gesê het, as dit nie vir hulle was nie, was ons nie hierso gewees nie, maar dis reg, julle het ons nodig, vir die wysheid in die Engelse Bybel is she. Okay, dis om nooit sommer vir 'n ligter weer, maar dat ons werklik haar weet, ons het iets in ons linkerhand, ag in ons regterhand, dis lengte van daar. Ja. En in ons linkerhand rykdom en eer. En daai rykdom en daai eer kan niemand en niks van jou vernietig as daai wysheid van Jesus Christus uitkom. Ja, Jesus. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel. Deur sy kennis het die watervloede oopgebreek en het die wolke dou gedruk. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, bewaar beleid en oorleg. Dan sal dit die lewe wees vir jou, siel en 'n versiersel vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees. Is dit nie wonderlik, dat ons net kan weet, as ons in God se wysheid gaan leef, gaan ons tyd kan reg bepaal, ons kan ons tyd reg spandeer, en ons gaan weet, wanneer ons vanaand gaan slaap, maak nie saak, is dit 8 uur, is dit 10 uur nie, maar dit gaan wees, ons gaan 'n soete slaap doen. Ons gaan werklik waar wees, wat ons vandag kon doen, het ons gedoen tot eer van die Here, en ons het dit gedoen saam met Jesus Christus. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees en hy sal jou voet bewaar vir die skrik.
Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. Sê nie vir jou naaste nie, gaan en kom terug, dan sal ek môre gee terwyl jy dit het. Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. En dit is iets wat ons uit die woord uit kry, waar in die Ou Testament het almal alles kerk toe gebring, na die tempel toe gebring, en ons het seker gemaak ons ander het. Hoe kan ons weet of ons naaste wat in hierdie gemeente is, vanaand 'n rustige bed het? Hoe weet ons dat hulle 'n bed het? Hoe weet ons dat hulle kos het? Is ons nie besig om te weet dalk en terug te hou en weg te hou terwyl ons kan gee nie? As ek nou dink aan 'n vriendin van my, sy is besig om te trek. Sy het so baie wat sy weggooi en weggee, en ons is van die gelukkige wenners, ons het 'n kas gekry vir die sonnaarskoolse goeders, maar dit is goeders wat ons dalk opstoor, en ons kan regtig iemand help. Hoeveel komberse het ons in ons huis, wat dalk 3-4 seisoene teruggebruik is, want ons het nuus gekry. En ek is nie besig om enige een se gevoel hier te werk as ek dit sê nie, maar kom ons begin bid vir die mense wat om ons is. Want dan gaan ons weet wie het iets nodig. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. Wees nie afgunstig op 'n man van geweld en verkies geen een van sy leer nie. Want die verkeerde is vir die Here 'n gruwel, maar sy verbolgenheid is met die opregtes. Nou hierso kan ons baie maklik vinger wys. Ons kan baie maklik 'n lewe gebruik van jy, maar wat van die? Ja. Ons moet weet dat as die mense om ons verkeerd doen, kom ons draai daai vinger baie vinnig na onsself toe en sê, doen ek nie dieselfde? Want baie keer is dit maklik om vinger te wys as ons self skuldig is. Dis waar. En as ons weet ons is nie skuldig in daai situasie nie, wat kan ons doen? Soos wat ons gister weet, hier was baie dinge in ons omgewing wat nie in lyn met Jesus Christus was nie. Maar al wat ons vir daai dinge kan doen, voordat ons die vrymoedigheid het, is om te bid en vir die Here te sê, Here, hoe kan ek met die mense hier in die omgewing, wat nie in lyn met U is, kontak maak? Deur te bid vir hulle, begin te bid vir hulle, begin te weet dat hulle eintlik so optree omdat hulle uitroep. Hulle weet nie eintlik, hulle wil weet wat in ons beton is. Maar in die beton is dit goed genoeg vir die nuwe generasie, die volgende generasie, om te sê, ek kan aangaan. Ek weet, ek kan rustig slaap vanaand, want ek het my kind reggehelp. Nie 'n onderwyser of 'n onderwyseres of iemand anders dit buite die ouer het die vrymoedigheid gehad om hierdie vol te maak. Kom ons doen dit self. Dan Mia, will you just come and read 33? Probably hierdie een is vir wat is jou naam nou? Nee man, sy seun. Johnny, hierdie een is spesiaal vir Johnny. Nie die vers nie, maar omdat meer Engels praat. Sê die. Proverbs 3 verse 3. Proverbs 3 verse 33. The curse of the Lord is in the house of the wicked, but he blesses the habitation of the just. In Afrikaans, nommer 33. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. Nou dit is wat ek vandag vra. Sit dit wat jy wil hê, die toekoms vir jou kinders moet wees in hierdie beton. En as daar goeders is, as ons nou
bietjie kreatief kan wees. En hierdie is 'n lont. As ons hierdie in die beton sit en oorhandig aan ons kinders, dat dit nie 'n lont eendag is nie, wat ontploffing in sy binneste gaan plaasvind, in sy toekoms is nie. Kom ons haal daai lont uit. En ons weet dat ons nog 'n kans het soos hierdie kers om te skyn vir Jesus en te sê, Here, ek wil graag in U weer aangaan. Amen. Megan, wil jy Johannes? Ja. Dan die volgende versie wat ek graag wil lees en ek dankie Simonai. Ek wil graag Johannes 3 vers 16 vir julle lees. Ek het Vrydag die oggend voordat ons opgestaan het met al die aktiwiteite vir Saterdagoggend met die netbal en alles. Toe gee die Here vir my hierdie skrifgie. En dit is Johannes 3 vers 16 wat ons almal ken. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. En die Here wys my in my droom. Hy sê, sal die een langs jou vir jou sterf. Sal die een langs jou vir jou sterf. Hy vra, sal jy vir die een langs jou sterf? En dan sê die Here, hierdie groot woord, hy sê vir die gemeente, en ek het regtig waar koue rillings gehad toe die Here sê vir die gemeente, stop dit. Stop dit om te dink, jy was nie goed genoeg in hierdie vers. Sit jou naam in hierdie vers om te sê, want so lief het God Baron, Paul, Yuri, Norman, Bennett, Tia, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat ek wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie kinders gaan nou sing One Way Jesus. Kom ons help die kinders om net een pad te volg. En One Way Jesus, en hulle doen en hulle laat, hulle kom en hulle gaan, hulle sit en hulle staan, en hulle kos en hulle alles. Net een Jesus voor 'n nag te hê. En as ons voel in ons binneste, die beton het dit nie met die regte goed gedoen van die verlede, want dit is 'n toekoms, 'n tweede kans, 'n volgende kans, wat ons van hierdie oomblik het, om vir elkeen om ons, vir ons werksplek, vir waar ons beweeg, vir daai persoon te verseker, ons het nog 'n kans. En ek is jammer, dat ek in hierdie beton, wat ek eintlik aan jou moet oorhandig, nie alles gesit het, maar ek 'n bietjie terughou, of ek het die verkeerde goed ingesit, vergewe my. En as ons vandag in hierdie kerk sit, moet ons weet, die Here sê in Jesaja 41 vers 10, ek wil dit gou so lees. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Amen. Kinders, dit gaan voort.
As daar enige een van julle is wat werklik waar voel, die Here het met julle vandag gepraat, om te sê Johannes 3 vers 16. Here, ek is jammer dat ek myself nie goed genoeg ag dat hierdie belofte, hierdie groot daad vir my ook is. Wil ek hê moet julle weet, nie dat vandag te by julle gaan. Elke dag, elke Sondag word hierso 'n oproep gemaak om te sê, kom maak jou saak reg met die Here. Kom ons bely dit wat ons verkeerd in hierdie beton gesit het, sodat die verkeerde goeders oordra tot God. Sodat hy vandag hulle tweede kans, hulle volgende kans kan gee. Want ons is 'n God wat van new beginnings. Amen. Say his mercies are new every day. New. En as ons dink aan Abraham, die Here het gesê sy nageslag gaan wees soos die sand van die see en die sterre van die hemel. Sy genade is ook so. Amen. Kom ons maak ons oop toe en dan gaan ek vir Adrian vra om ons toe om afsluit met gebed. Amen.